Ek praat, ek het ons het die laaste paar weke oor 'n paar interessante goed gepraat en sommer oor 'n paar interessante onderwerpe gepraat, oor wag en woede en Jesus verstaan. En vanmôre wil ek weer eens oor 'n onderwerp praat wat ek die storie gaan vertel en dan hoekom ek daarbey uitgekom het en ek hoop vanmôre dat die Here regtig sommer net by elkeen van julle iets. My hart was Jenny en ek het geweet dis 'n lang naweek en ek het geweet dat baie mense weggaan en net so 'n bietjie wil afvat. So ek hoop die regte mense ook vanmôre. My gebed was dat die Here die regte mense gestuur is vanmôre. Ek het 'n storie op 'n stadium gehad, ek wil vertel die storie. Ons was in 'n punt in ons lewe waar ek en Alicia begin leer het oor vrygewigheid en wat dit beteken om vrygewig te wees en hoe ons moet vrygewig wees. En op 'n stadium in hierdie pad, in hierdie journey wat ons geloop het die Here vir my 'n bedrag gegee wat ek vir iemand anders te moes gaan gee het. Nou vir die persoon vir wie ek dit moes gaan gee het, was dit nie eers 'n druppel in sy emmer nie. Hy het dit glad nie nodig gehad nie en dit het nie eers dit hom eens gefeis nie. Maar vir my was dit groot. Vir my was die bedrag, ek en Alicia sal nie so 'n bedrag spandeer op vakansie nie. Vir my was dit 'n bedrag wat regtig my geloof moes toets om dit te gaan doen. En ek het dit in 'n koevertjie gesit en bymekaar gemaak en ek het die ou ontmoet by 'n plek en hy wou nie koffie gedrink het nie en dit was so vinnig soos 10 minute en toe kry hy 'n oproep en toe sê hy luister, ekskuus, hy moet gaan. En ek sê nie vir hom luister, voor hy gaan, ek het net dit wat ek moet gehoorsaam wees aan die Here en ek haal hierdie koevertjie uit en ek sê vir hom luister, hier is vir jou koevertjie. Gaan lees dit. Of whatever, en hy staan toe op en hy loop, en hy gaan, en tot vandag toe nog het daardie ou nooit weer 'n SMS vir my gestuur oor die koevertjie nie. Tot vandag toe het daardie ou nie net 'n SMS gestuur en gesê, "Yes, weet, hoekom, jy weet, dankie, of wat die hel, of niks nie, hy het net absoluut net tot vandag toe net niks gedoen nie. Net niks gedoen nie. En vandag wil ek met mense praat wat voel, hulle word nie waardeer nie. Vandag wil ek met baie mense praat wat, jy sit vanmôre hier en dit voel vir jou, maar ek word nie gesien nie. Mense wat meer gee, mense wat meer dien, mense wat meer help, mense wat meer lief het, meer doen as wat jy eintlik kan doen. En jy het sulke goeie hart en jou bedoelings is so goed en jy doen dit want jy's lief vir God en jy's lief vir mense en jy's lief vir die lewe. En eerlik, baie van ons doen dit nie met 'n hart om enigsins iets terug te verwag nie. Jy doen dit met hierdie ongelooflike mooi hart. Maar soms wil 'n mens daarom weet of iemand dit raak sien. Soms wil 'n mens daarom weet of iemand dit agtergekom het. Soms sal net dankie ook goed wees. Jy sit ook vanmôre hier en jy soos, ek voel vir my mense waardeer my nie. Ek voel vir my mense sien my nie raak nie. En dit voel vir jou of mense jou vir granted vat. Ek wil jy vanmôre hierdie kom bemoedig, is dat Jesus weet hoe jy voel. Jesus weet presies hoe jy voel. Ek het 'n storie gaan lees in Lukas 17, vers 12 en 13. Begin hy, net toe Jesus 'n sekere dorpie wou binne gaan, kom 10 melaatse mans. Dit is belangrik dat jy weet, daar was 10. 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus! Here, ontferm U tog oor ons. Nou 10 mans, hier's 10 mans wat van 'n afstand af staan en roep na Jesus. Here, help ons. Here, ontferm U tog oor ons. En dalk kan jy vanmôre hier sit en relate. Dalk sit jy vanmôre hier en jy single en al wie jou roep is mense wat sê, "Hey, wil jy nie baby sit nie? Hy wil jy nie dalk sit nie. Hy wil jy nie plant sit nie." Ek het nie geweet dit bestaan nie, maar blykbaar nooi jy mense om na jou plante te kyk. Dis stupid. Maar in 'n geval. Of dalk kan jy vanmôre relate, want jy stap nou net van die werk af, jy het 'n rowwe dag by die werk gehad en jy stap in die huis en die eerste ding wat jy hoor skree is, "Ons is honger. Wat eet ons?" Of net as jy 9 uur in die aande rustig raak, jy het net uit die bad of die stort geklim en jy dink, "Man, ek gaan nou net vir 'n oomblik in my lewe rustig raak," dan hoor jy 'n geklop. "Mamma, ek het vergeet om my huiswerk te doen." En dan kan jy vanmôre relate. En jy sit ook vanmôre hier en jy soos,
gaan niemand my vra hoe was my dag nie. En jy sit hier en al wat jy voel is, jy voel maar net soos 'n kok wat vir almal kook. En jy voel maar net soos die huisskoonmaker wat agter almal optel. En jy voel maar net soos die Uber wat agter almal rondry, of die dokter wat vir almal moet pille kry, of die personal shopper wat vir almal moet personal shop, of soos die laksman. Nou, partykeer, laksman, partykeer bid ek vir genade, want as ek krag bid, maak ek in elk geval dood. Maar, dalk sal dit net vir jou lekker wees. Dalk sal dit vir jou lekker wees net somtyds om net 'n dankie te kry. Dankie dat jy my vir die 1000ste keer gaan optel het by die skool en my gaan aflaai het by die atletiek of by die... Dankie dat jy my raak sien. Dankie dat jy vir my goed koop as ek nie by die dokter uit kan kom, want dankie dat jy vir my kos maak. En jy sit ook vanmôre hier en jy kan relate. Die storie gaan aan in vers 14 en 16. Toe Jesus hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En net een van hulle, hoor mooi, net een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. En hierdie man was 'n Samaritaan. Kyk, Jesus, wat geen bevestiging nodig het van mense nie. Hy's reeds gekies deur Jesus. Hy's reeds gekies deur God die Vader. Hy het geen bevestiging van mense nodig nie. Ek vra die vraag. Maar was daar nie 9 nie? Waar is die ander 9? Was daar nie 10 van julle wat gekom het nie? Waar is die ander 9? Hoor wat sê hy in vers 17. Toe sê Jesus vir hulle, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9? Ek het my Griekse boek gaan uithaal vir hierdie. Want ek wil geweet het, wat beteken hierdie in Grieks, en ek het so 'n bietjie tussen my boeke, my Grieks gaan uithaal, en ek het so weer 'n bietjie gekyk of ek die Grieks kon oplees, en kan ek vir julle lees wat beteken hierdie vers in Grieks? In Grieks beteken dit, ek het so pas 3 ure spandeer om kos te maak, en jy los jou bord, net daar op die tafel, jou ondankbare klein. En om daai Grieks te vertaal na Afrikaans toe, beteken, dis wanneer jy in die verkeer sit, druk op pad huis toe, dis reën, dis koud, jy wil graag by die huis kom, en as gevolg van die krag van die Heilige Gees, en omdat jy liefde van Jesus is, weet jy, iemand wil voor jou indraai, en jy doen die goeie ding, jy hou 'n bietjie terug, jy gee hom kans, en daai absolute aap, lig nie in sy hand nie. Hy sit nie as 'n vlieg. Jy sit vanmôre hier, en jy sê, kan hy nie eens dankie sê nie. Kyk, Jesus het nie hierdie melaatse mans genees uit 'n selfsugtige rede nie. Dit het nie vir hom gegaan oor hom nie. Hy was glad nie uit selfsugtige redes nie. Dit het alles vir hulle gedoen. Maar selfs Jesus het gedink, die minste wat hierdie 9 kon doen, is om dankie te sê. Die minste wat hulle kon doen is net omdraai en sê, luister die dankie. En ek wil vanmôre 3 dinge hê, ek wil vanmôre vir jou 3 dinge leer, of wil praat daaroor, wat ek wil hê jy moet onthou, wanneer jy nie gesien of waardeer voel nie. 3 dinge wat ek dink jy kan onthou, wanneer dit vir jou voel, jy word nie waardeer nie. Punt nommer 1, hoe ander jou laat voel, bepaal nie wie jy is nie. Hoe ander mense jou laat voel, bepaal nie wie jy is nie, en almal van ons weet dit. En almal van ons kan vanmôre ons hande opsteek en sê, ja, nee, ons weet dit. Maar tog, laat ons toe, dat ander mense se optrede ons identiteit bepaal. Tog, laat ons toe, dat as iemand ons dankbaarheid wys, dan voel ons goed. Oh man, dankie, hy het my dankie gesê. En as iemand ons nie dankie sê nie, en hulle ignoreer ons, dan voel ons laar as slangbol. Tog, ons weet, dat mense se opinies help, maar tog, laat ons dit doen. En ek wil jou gou vinnig 2 voorbeelde wys vanuit dieselfde hoofstuk hoe mense gemaak het Jesus laat voel. Check gou 'n bietjie hierso, dit is interessant. Lukas 4 vers 15. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Almal is daar, Jesus, jy's amazing. Jesus, jy is die beste preacher wat ek in my lewe ken. Wat 'n goeie boodskap. Come on, Jesus, ek gaan dit neerskryf. Ons maak, come on, Jesus, Jesus, Jesus. En in dieselfde hoofstuk 4,
28, vers 28, hoor mooi. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, Jesus uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop die dorp gebou was, want hulle wou hom van die kraans afgooi. Vers 15, Jesus, jy's amazing! Vers 28, you suck, you suck. Vers 15, ons is lief vir jou, Jesus. Jy's die beste. Vers 28, ons haat jou. Vers 15, jy is die beste ding wat met ons gebeur. Vers 28, ons gaan die kerk los as gevolg van jou idioot. 2 verskillende plekke, selfe hoofstuk. Hoe mense jou laat voel, is nie jou identiteit nie. Dis nie wie jy is nie. Hoe mense jou laat voel, bepaal nie jou identiteit nie. En ek wil hierdie beginsel vanmôre vir jou deurgee. Iemand se onvermoë om jou waarde te sien, verminder nie jou waarde nie. Iemand se onvermoë om die waarde in jou te sien, hoor mooi kerk, verminder nie jou waarde nie. Want jou waarde word nie gebaseer op wat ander van jou dink nie, jou waarde word gebaseer op wat God van jou dink. Kan ek jou gou vandag vanmôre herinner wie God van jou dink? Die Bybel sê dat God het jou geken en jou geken nog voor jy geskape is. Die Bybel sê dat jy's gekies, you have been set apart deur God se genade. Die Bybel sê dat jy is vergewe deur God en God het jou sondes oor sy skouer gegooi en dit in die see van unforgetfulness gegooi, van die ooste so ver soos die ooste van die weste. En die Bybel sê jy is ewe skielik nou deel van die familie van God. Jy is 'n erfgenaam van Jesus Christus wat aan die regterhand van God sit. Jy is die lig vir hierdie wêreld. Met ander woorde, wanneer jy in 'n kamer instap, dan stap Hulk saam met jou in. Dis nou jy. Want jy is die lig vir hierdie wêreld en geloof stap saam met jou in. Jy is, die Bybel sê jy's 'n oorkomer deur die bloed van Jesus Christus, kerk. Ek en jy is nie besig om te beklei vir 'n victory nie. Victory is aan my en jou kant. Dis wie jy is in Christus. Jy is nie wat ander mense van jou sê nie, so moenie laat jou waarde bepaal word deur ander mense se opinies nie. Jou waarde word bepaal deur wat God van jou sê. Punt nommer 2. Die wat jy die meeste dien, waardeer jou dikwels die minste. Hier slat ek nou hier, so senuwee in die hart. Die wat jy die meeste dien, waardeer jou dikwels die minste. En hierdie beteken iets vir iemand. Maar ek wil hierdie baie duidelik vir iemand maak. Dis net 'n beginsel. Hoor mooi, dit beteken nie dat daardie mense het jou nie meer lief nie. Dit beteken nie dat daardie mense jou nie meer raak sien nie. Dit beteken nie dat daardie mense nie meer van jou hou nie. Dalk is daardie mense net besig om jou te vat vir granted. Storie in die Ou Testament. Farao het kwaad geword vir sy skinker. Dis die ou wat sy goed skink. Hy het kwaad geword vir sy skinker en hy is in die tronk gegooi. In die tronk ontmoet hierdie skinker 'n man met die naam Josef. Nou Josef was 'n man so na God se hart. Hy was onregverdig in die tronk gewees, maar hy was 'n man van God gewees. En hy kon drome uitlê, hierdie Josef. En hy het juis een van hierdie skinkers se drome uitgelê en vir die skinker gesê, jou droom beteken dat oor 3 dae van nou af het jy jou job terug. Maar Josef vra hierdie ouwe guns. Hy vra die skinker guns. Hy sê, luister hier, ek het vir jou al die drome uitgelê, ek het jou gehelp in die tronk, alles. Wil jy nie net vir my 'n goeie woordjie insit by die koning nie? Wil jy nie net dat wanneer jy uitkom, net vir die koning vertel wat ek besig is om te doen in die tronk, en net vir my 'n goeie woordjie gee nie? En die Bybel sê dat die skinker het nie eers gedink aan Josef nie. Die skinker het nie eers 'n oomblik laat verby, hy het totaal en al van Josef vergeet. Hier's Josef, gebruik as 'n instrument deur God, gebruik om hierdie skinker te help, om by sy drome uit te kom, en by sy al te goed, en wat in die skinker? Die skinker voel net mooi niks. Die mense wat jy soms die meeste dien, is dikwels die mense wat jou die minste
waardeer. As jy oor en oor dieselfde ding doen, dan gaan mense jou naderhand vat vir granted. Dit was 'n moeilike gesprek hierdie. Ek sê sommer nou al, ek sê maar dit is nie my preek nie. Hierdie was my moeilik. Hierdie was my moeilik om te skryf. Vra vir Alicia, ek was 'n paar keer opstaan en sê Alicia, ek moet nou eens gaan om iemand te gaan vergewe. En jy sit ook vanmôre hier en jy's teleurgesteld. Want ek voel vir jou, jy word nie waardeer nie. Kan ek vir jou sê, hoe weet jy, jy's goed in iets? Kan ek jou vanmôre bemoedig, het jy geweet hoe jy weet jy's goed in iets? Die oomblik as jy ophou komplimente kry. Siek, né? Ons lewe in hierdie siek samelewing, maar dis eintlik hierdie weird siek manier, die oomblik as jy ophou komplimente kry, dan weet jy jy's goed in iets. As jy altyd betyds is by die werk vir die laaste 8 jaar, wat 'n Christen behoort te doen, betyds te wees. Okay? As jy 'n Christen is, behoort jy betyds te wees by die werk. As jy vir die laaste 8 jaar in jou lewe betyds is, trust me, hulle gaan nie na 8 jaar vir jou sê, "Oh, wow, Erik, jy's weer betyds nie. Dis amazing." Hulle gaan dit nie sê, hulle gaan ophou komplimente gee want jy het so goed geraak om betyds te wees. As jy altyd amazing kos maak vir die laaste 40 jaar en jy gaan nog vir die volgende 40 jaar amazing kos maak, hoor mooi, dan gaan jy nie kry dat mense altyd opstaan en sê, jou kos was elke keer amazing nie. Op 'n siek, weird manier is dit 'n kompliment. Dat jy nie meer, dat mense nie opstaan en ewe skielik sê, dankie vir die kos nie. Dit is so, ek weet nie hoekom nie. As jou huis altyd aan die kant is, trust me, niemand gaan instap en sê, ek sien jy het alweer die onnies opgetel nie. Ek sien die onderbroek is alweer. Hulle gaan dit doen nie. Dit is op 'n weird manier 'n kompliment dat jou huis is net altyd aan die kant. Ek sien dit. Ek sien dit persoonlik hier. Ek sien dit hier. Ek kan laat Alicia en Jannika en Reinhou preek en julle vertel vir hulle hoe amazing is hulle. Yes, ons het nog nooit in ons lewe so preek gehoor nie. Ek preek vir die laaste 5 jaar vir jou, jy aap. Dit is die beste wat hulle, die manier hoe hulle hierdie, hoekom preek jy nie daaroor nie? Ek doen vir die laaste 5 jaar. Maar op 'n siek manier is dit vir my 'n kompliment. Want as hulle begin jou vertrou, Erik. Hulle begin hulle begin jou as betroubaar sien. So, weet nou vanmôre, net omdat hulle jou nie raak sien nie, beteken dit nie, hulle gaan jou nie later raak sien nie. Mamas, kan ek vir julle, hier kom ek na julle toe. As my kinders net weet hoeveel tyd en energie ek in hulle gesit het, totdat hulle self kinders kry. Hoe het maar dit reg gekry met 3 kinders? Wel, ek het, julle het dit nooit waardeer nie. Is dit so? Jy sit jou lewe in vir die 3 kinders, jy sit jou lewe in vir hierdie 3 kinders, en jy doen alles, en jy voel vir jou, hulle waardeer jou nie, totdat hulle groot is, en hulle self 3 kinders, en dan kom hulle na jou toe en sê, mamma, Jesus waardeer jou, ek weet nie hoe jy 3 kinders groot gemaak het nie. So moet nie dink, omdat hulle jou nou nie raak sien nie, beteken dit nie, hulle gaan jou nie later raak sien nie. Punt nommer 3. Wat mense nie sien nie, sien God raak. Dit is belangrik, julle. Wat mense nie sien nie, sien God raak. Ek dink is hartseer dat ons in 'n samelewing vandag bly wat presies die teenoorgestelde is. Mense celebrate wat hulle sien. Mense celebrate glad nie dinge wat hulle nie sien nie, maar ons celebrate dinge wat ons sien. Wow, ek sien jy het 'n nuwe kar gekry. Man, ek het dit op Facebook gesien. Jy's amazing, jy's suksesvol, dis amazing. Mense celebrate, ek sien jy het 'n promotion gekry. Ek het by iemand gehoor jy het 'n promotion by die werk gekry. Dis next level. Nou is jou salaris seker ook hoor, dis amazing. Dis die beste. Ek sien jy het 'n nuwe huis gekry. Dis amazing. Ons celebrate wat ons sien. En niemand van ons celebrate wanneer iemand besig is om sy karakter te groei. Wat belangriker is as 'n nuwe huis. Dan celebrate ons dit wat ons kan dit sien nie. Niemand van ons celebrate, ek sien jy het uiteindelik daai ou vergewe, wat die onvergeetlike teen jou gedoen het. Ons celebrate dit wat ons kan dit sien nie. Ons celebrate nie dinge wat ons nie sien nie, of ons celebrate nie iemand wat sy bitterheid ontstaan het. Ons celebrate nie iemand wat uit verslawing uitgekom het nie, want ons kan dit nie sien nie. Want ons dink dat dit wat ons nie sien nie, is nie significant nie. En ek wil jy vanmôre kom bemoedig. By God is die dinge wat jy nie gesien word nie, die mees belangrikste.
Hoor mooi, by God, die dinge wat jy nie sien nie, is partykeer die belangrikste. Hoor hierdie, Matteus 6. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom, om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy iets goeds doen vir iemand, moet dit nie op Facebook sit nie. Wag, lees ek verkeerde Bybel daar. Sorry, verkeerde Bybel. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpasy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle belonings klaar weg, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jou Vader wat sien wat ander nie kan sien nie, sal jou beloon. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wat doen die Vader? Die Vader sien jou. Kerk, en ek wil jou vanmôre kom bemoedig, die Vader sien jou, Jesus sien jou. Hy sien jou hart raak, wanneer jy iets doen, wanneer niemand anders te sien nie. Kerk, Jesus sien wanneer jy opofferings maak, wanneer niemand anders te kyk nie. Jesus sien hoe jy ander met liefde optree, hoe jy ander met liefde help, wanneer jy dinge doen wat niemand van weet nie. Kerk, Jesus sien wat jy in die geheim doen. Een van die name van Jesus is El Roi, wat beteken God sien. Kerk, Jesus sien jou wanneer jy kom vroeg opgestaan het vanmôre, op 'n lang naweek het jy vroeg opgestaan, jy was 7:15 om te help sodat mense experience het by die kerk. Jesus sien dit. Jesus sien wanneer van julle hier bly na die tweede diens en na die tweede diens alles hier opruim wat hier met 'n skool gebeur en niemand sê, Jesus sien dit. Jesus sien hoe jy die regte ding doen terwyl dit eintlik baie makliker was om jou besigheid net die shortcut te vat en net die deal te doen. Maar Jesus sien hoe jy integriteit gevat het en gesê het, nee, kom ons doen dit die regte manier. Jesus sien dit. Jesus sien hoe jy agter jou kinders skoonmaak. Jesus sien hoe jy agter ander mense skoonmaak. Ek het al 'n paar keer in my lewe net gedink, julle sal 'n week nie sonder my maak nie. Ek het al 'n paar keer net gedink, weet jy, as ek vir 'n week net wegbly, sal julle dit nie maak nie. En ek weet baie van julle is net so, as ek net vir 'n week wegbly, maar hier is julle. En ek wil vir jou hoor, die Jesus sien wanneer jy serve. Jesus sien hoe jy hier by die kerk is. Jesus sien hoe jy by die Kidskerk werk. Die kids is nie eens hier nie en ek praat oor hulle, want ek gaan nou, daar is hulle by die kinderkerk. Niemand sien hulle nie, maar hulle is daar. Hulle is besig om my en jou kindertjies op te pas, sodat ek en jy kan luister vanmôre. Jesus sien dit. Kyk, Jesus sien hoe jy huil vir voorsiening terwyl niemand sien nie. Jesus sien hoe jy op jou knieë neerval vir genesing terwyl niemand dit sien nie. Jesus sien hoe jy bid vir restaurasie. Jesus sien hoe jy vergewe mense wat jy onvergeetlike aan jou gedoen het. Hy sien hoe jy getrou vrygewig is teenoor die kerk en vrygewig is teenoor mense terwyl niemand daarvan weet nie. Kerk, Jesus sien. En as jou vrou dit nie raak sien nie, of jou baas kom dit nie agter nie, of jou kinders het geen idee wat jy doen nie, of jou kleinkinders vat jou partykeer vir granted, Jesus sien dit raak. Jesus sien dit raak. Hebreërs 6 vers 10 en 11 sê, God is nie onregverdig nie. En hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. En dis my gebed hierdie kerk, dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle, dis nou julle, end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal hê, sodat die dinge waarop julle hoop, vervul is. Kijk, dis my gebed. Dat daardie dinge wat jy soek, daardie dinge waarvoor jy so bid, daardie dinge wat jy so begeer, daardie dinge wat jy so oor droom, dat dit sal gebeur omdat jy God eerste plaas, terwyl niemand sien nie. Want Jesus sien jou raak. Jesus sien die opofferings wat jy maak raak. 10 mense genees. 1 het teruggekom. Ek het nêrens hier gelees dat Jesus gesê het, okay, nou gaan ek hulle wys nie. Ek het nêrens raak gelees dat Jesus gesê het, nou waar is die ander 9? Nou sal ek hulle wys. Jy wil my ons vir granted vat. Nou sal ek hulle wys. Nou sal ek hierdie mense in hierdie dorp wys wat dit beteken. Hulle wil my ons vir granted. Nêrens lees ek dit nie. Jesus kom weer eens, Lukas 17 vers 7-19. Toe sê Jesus,
Waar is die 10 wat gesond gemaak is? Is daar nou nie ander 9? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God nie eers die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy staan op en gaan huis toe, jy geloof, het jy gered. Kerk, ek is klaar. Hoekom word ek en jy nie die een nie? Hoekom word ek en jy nie die een dat wanneer jy iets goeds dink, kom ons doen dit. Hoekom word ek en jy nie die een dat wanneer jy iets goed sê, kom ons bless dit. Kom ons sê dit. Wanneer jy iemand sien serve terwyl hy nie moes nie, kom ons wys dankbaarheid. Kom ek en jy wees die een wat dankie sê. Kom ek en jy wees die een wat nou as ons kinders gaan optel by die kinderkerk, sê hy juffrou, wat ook al, kan ek net vir jou sê dankie dat jy na my kind kyk terwyl ek in die kerk sit. Jy's amazing. Kom ek en jy wees die een wat die SMS stuur vir ons juffrou by die skool en sê, luister juffrou, ek weet my kind is nie altyd maklik nie, maar ek wil net vir juffrou sê dankie dat jy vir al die tyd in die lewe sit by die skool. Ek waardeer juffrou. Kom ek en jy wees die een wat na 'n rugbywedstryd na die meneer toe gaan en sê, luister die meneer, dankie dat meneer tyd inspandeer om my kinders te coach. Kom ek en jy wees die een wat as jy by die restaurant sit en daar kom die waiter, na die tyd net sê, waiter, ek wil net vir jou sê, dankie, so lang naweek en jy werk, hier sit ek en ek eet. Ek wil net vir jou sê, is amazing. Kom ek en jy wees die een as jy na Burger King of McDonald's, kom ons gaan net vinnig daar en skree net daar uit van bo. Hey, luister, wie het my hamburger gemaak? Luister, thanks a lot. Kom ek en jy wees die een. Kom ons wees die een wat dankbaarheid wys. Want Jesus sien jou raak. En dit waarvoor jy hoop, dat dit sal gebeur, of op die hemel, of op die aarde. En die Bybel sê dat elke goeie daad word beloon, vir die wat getrou bly.